Jy luister na Millie FM saam met my, Jean-Rick Oorendal, en vandag is dit weer Ken Jou Kunstenaar, en saam met my in die ateljee het ek vir Neil Nagtein. Neil, goeiedag, Martha. Lekker om jou weer van aangesig tot aangesig te aanskou. Dankie, Jean-Rick. Hoe gaan dit met jou, man? Goed. Ons sê dit gaan goed. Goed. Want het doen. Bietjie besig, ek sien jou agenda gee vir jou toere voor en al die klaste van dinge. Ja. Jy beweeg bietjie Kaap toe, jy gaan bietjie Johannesburg toe. Kom ons gesels oor dit. Hoe's die lewe op die pad? As 'n kunstenaar wat weg van die huis af is, gee vir ons 'n bietjie insig in jou wêreld en hoe dit is om te beweeg, shady plekke waar jy gaan musiek maak het al. Kom ons hoor asseblief. Ja, dit is altyd interessant as jy vir mense vertel en as is so half verbaas om te hoorie, maar dis hoe dit eintlik is. Want Die werklikheid agter die saak. as jy 'n kunstenaar gaan kyk wat op toer is, dis bietjie anders as jy as ek nou vanaand welkom toe ry en terugkom. En as ek nou die pad vat, ons pak ons tasse en ons koffers en alles en ons mission af Kaap toe en jy speel in Graafrenet en 'n Burgersdorp en George en al Kaap om, dis bietjie anders. Jy slaap oor plekke oor en jy's weg van die huis. Ja, dis altyd interessant om vir mense dit te vertel, om die reaksie te sien, want wat jy sien is die ou verskyn hierso. Hy doen sy show en dis of jy's tevrede of jy's baie keer soos hy het 'n bietjie moeg gelyk of wat ook al, ek het nou nie waarde vir my geld gekry of so op die gastehuis is sleg. So kom ons noem dit 'n dag in die lewe van 'n touring muso. Yes. So jy word vanoggend wakker, baie mense dink ons slaap laat, maar daar's gewoonlik nie tyd vir laat slaap. Jy het gisterand gegeek, so jy het nou laat in die bed gekom, maar dan staan op en doen maar 'n ontbyt en so, maar jy teen 10:00 se kant, dan vat jy die pad 100, 200, 300 kilos. Kom in die dorp aan, gewoonlik gaan check jy eers die gastehuis gou uit, gaan boek in, gaan venue toe, soundcheck en doen 'n soundcheck en hoop alles verloop vlot. In ons geval toer ons nog met ons eie klanktoerusting ook, want baie van dit maak dit net bietjie moontlik om op meer plekke te speel en goed soos tuinkonserte en huiskonserte waarby jy ook al was. Gewees, So ons doen baie keer eie klank, so jy rig jou hele PA system op en jy doen self jou klank en jou soundcheck. Totdat jy tevrede is, dan gaan jy maar gewoonlik terug gastehuis toe, gaan vang 'n goue stort en trek jou mooi aan. Mense wil nie ek weet nie hoe voel ander mense daaroor nie, maar jy wil nie noodwendig die kunstenaar se knie sien op verhoog nie. Lang broekie aan. Ek weet jy, ek het nou nog nie so oor dit gedink nie. Sy tone deur sy flip-flops nie, jy weet jy. Ek sien jy meer as 'n ou wat Crocs dra. He said very jokingly. En dan doen jy jou gig. Ja. En na die tyd dan gesels jy bietjie met die mense en verkoop 'n bietjie merch as jy kan. En dan as almal jou klaar wou shooters voer en met jou foto's neem en geselsies maak en alles. Dan gaan hulle huis toe, dan pak jy jou PA op, laai hom in die bakkie. Maak weer jou groot trek saam terug gastehuis toe. En as jy gelukkig is, dan gee die venue vir iets om te eet of andersins slaat jy 'n engine garage 24/7. Ek bly weg van daai ouetjies af, ek het my les geleer al. Hoe so? Wat het daar gebeur? Die een ding wat jy nie wil hê op toer nie is 'n maagbug. Bietjie salmonella. Ja, jy kan oor die weg kom met 'n pyn of 'n skeet of 'n bietjie hoofpyn of dit of dat en of ewen 'n seer keel, al moet jy sing, jy weet daar's maniere om verby dit te kan kom. Maar die ou mense het gesê jou krag lê in jou maag. Jy weet as jou maag nie lekker is nie, dan trek jy swaar. Dan sit so. So kyk mooi wat jy eet. En dan terug gastehuis toe. Dis gewoonlik maar hier 1:00 die oggend se kant. En dan slaap jy en môre dan begin dit weer van voor af. Rinse en repeat. Laat maar ons slaap eintlik nie raad nie en dan weer opstaan en begin en nee, dit klink vir my soos eintlik 'n voldag se werk in steede van net opdaag by 'n venue en 'n vertoning doen. Daar's baie meer wat aangaan. Wat agter die skerms. Ja, en intussen ek bedoel jy leef uit 'n sak uit, so ergens moet jy bietjie was goed doen en ons hou daarvan om wat ons ook baie keer doen as jy byvoorbeeld in 'n area gig, dan bly jy op 'n self-catering plekkie. Dis so 'n bietjie makliker om al jou goed uit te pak daar en jy slaap met elke aand daar. Alles, as wat jy elke aand op 'n ander dorp
of op 'n ander gastehuis slaap. So as ons byvoorbeeld Kaap toe gaan, dan sal ons so iets probeer. Alles is relatief naby mekaar daar, of as ons in Pretoria is, dan sal ons dit so doen. Maar andersins op die pad is dit elke aand 'n ander bed, ja. Ja, ek kan dink dit vat nogal sy tol op die einde van die dag op 'n mens. In alle eerlikheid. Ja, dit is lekker. Dit is definitief lekker. Nie almal is gebou daarvoor nie, definitief nie. Jy sal gou agterkom as dit nie vir jou is nie. Te verstaan. En dan waardeer 'n mens ook so in dieselfde asem jou eie bed by die huis net soveel meer. Ja, verseker. So dit ek geniet dit verskriklik. Die slegste deel daarvan is om jou mense by die huis te los. Ja. Ter jage van 'n loopbaan in musiek, maar dit is tog jy moeite werd. Ek dink die mense moet heeltemal so daarna kyk dat jy geloop in musiek nie. Jy gaan beteken vir ander mense iets. Dis 'n mooi manier. Ja, dit is tog 'n mooi manier. As al die layers van die onion nou afgedop is en die fame of nie dat ek is verseker nie fame is nie. Maar as al daai dinge wat jy jou vooropgestelde idees afgedop is, dan kom jy agter by die kern van die hoekom doen ek hierdie? Ja, ek hou daarvan. Ek het 'n talent daarvoor gekry, maar hoekom doen ek dit? Want jy sien dit in mense se oë. Net in hierdie week het iemand my gevra, hulle soek lirieke en chords van 'n liedjie want sy's jong gitaarstudent wil een van my liedjies leer. Weet dis hoekom. Ja, dit trek in 'n mens se hart. Weet as iemand na die tyd net toe kom en sê hoorie, ek het 'n gitaar wat ek by my oupa gekry het wat nou al vir 10 jaar in die kas lê, maar ek gaan hom vanaand uithaal. Afstof eers. Want ek het dit wat jy gedoen het op die verhoog het iets aan my gedoen of iets aan my geroer. Dit is eintlik hoekom jy doen wat jy doen. Ek verstaan. Ja. Neil, baie dankie vir jou tyd, maat. Dankie dat jy bietjie met ons gedeel het en dit is nou beter verstaan oor hoe werk dinge agter die skerm. Van ons kant af wens ons jou alle beste en sterkte toe met jou op die pad lewe wat vorentoe lê, Kaap toe, Johannesburg toe nou net sommer so om die draai. En mag dit baie baie suksesvol wees vir jou. Baie dankie. Lekker. Ja, bly gerus ingeskakel. Ons gaan sommer net hierna lekker enetjie van hier op die lug gooi en dan is ons by Milie FM. Kos vir jou ore.